weet jy, bid ek geniet vanoggend, Here is sommer hierso, ek het voor sy kompas as 'n liefde vir elkeen hier vanoggend, en Here wil net graag goed wees vir ons, hy wil altyd goed wees. Dit is niks te weerhou van elke kind van God nie. En wanneer jy uitroep na hom toe, dis 'n baie klein beginsel, wat die Here vir ons leer, hy sê, as jy my naam aanroep, sal ek jou uitkoms gee. So die Here kom daar en gee uitkoms met sy naam aanroep en sy naam ken. En elkeen hier is so daar kom, om vandag 'n uitroep van jou hart te hê met die Here. En sê, dis wat ek nodig het, Here, ek roep uit na U toe. U alleen is my bron, U alleen is my sterkte, my krag, my voorsiener, my geneesheer. En daardie uitroep van jou hart vanoggend, weer klink in hemelse plekke. En dis die wonderlike ding daarvan, as jy vanoggend hande geklap het vir die Here, dis is donderslae wat die duiwel hoor. Nou, hy kan dit nie hanteer nie. En as jy hande klap vir die prys vol lof is, en jou hart is vol van die lof en prys, wat jy vir die Here bring, dan is asof daar hemelse plekke, net vermenigvuldig in jou lewe, asof engele afkom met leer en met neerdal, en jou kan begin bedien, in 'n plek van verwagting, waar jy ontvang uit die hand van die Here, soos Jakob ook ontvang het, waar daar so 'n stryd was, het ontvang uit die hand van die Here, en alles was onmoontlik geweest. Nou, so ek vir elkeen wat hier is vanoggend, is alles moontlik, want jy het die koning, jy het die verlosser, jy het die Here wat opgestaan uit die dood, en die graf is leeg. Hy het opstaan as krag bewerkstellig vir elkeen. Hy het al die dood en al die hel en al die sondes van die mense oorwin. En daarom gee die voorreg vir ons elkeen vanoggend om daardie tipe lewe te ervaar in sy teenwoordigheid. Ek gaan daarom afsom van die woord vanoggend en ek gaan graag die woord met julle deel vanoggend uit die hart van die Here. En ek gaan die Here iets baie besonders wat ons wil sê vanoggend deur sy woord. En mag elkeen vandag gestig word, gesien word in hierdie woord wat die Here vir ons wys vanoggend deur sy genade. Ek wil graag net kom en met jou praat vir 'n oomblik, vir elkeen met julle praat oor salf jou harteplek. En inteendeel die titel wat ek gestuur het is ook die geheime van die hemelse plekke. En om 'n liefde is alles. Liefde is alles. Liefde verteenwoordig alles. En as elkeen die boodskap ontvang het, dit gaan ook die titel anders gesproke. Die tweede titel wat ek aan koppel hieraan is wanneer die Here jou harteplek salf. En as ons begin kyk hoe die Here elke persoon in hierdie plek so liefhet en die kompassie wat hy vir elke persoon openbaar het van die begin af. En om te kom as God in die vlees in die vorm van 'n mens. En vir ons te kom wys wat liefde beteken. Wat is liefde? Liefde is God. God is liefde. Nou kan geen ander beskrywing beter as dit wees, want liefde is God. En wanneer ons liefde openbaar in ons lewens, word ons soos hy. Dan word ons gelijkvormig in die beeld van sy seun gekom het in die vlees en elke siekte genees het. En elke binding gebreek het. En elke demoniese mag uitgedryf het uit die harte, uit die mense lewens. En so kom die Here openbaar homself altyd deur liefde te openbaar in ons lewens. As ons die liefde ken, dan ken ons hom glad nie. Want die Bybel sê vir ons in Efesiërs 3, Efesiërs 2 en Efesiërs 4 praat hy baie oor die konsep van liefde. Maar hy praat baie spesifiek oor om die volheid van God te beleef as jy wandel in die hoogte, die breedte, die diepte en die lengte van God se liefde kan leer ken in jou lewe. Dan word jy gevul met die volheid van God. Maar hoe werk dit? Hoe kan ek en jy soos Kathryn Kuhlman? Kathryn Kuhlman was 'n fenomenale persoon. Sy het fenomenale dinge gesien gebeur deur haar bediening. En sy het ander Here verheerlik in 'n plek van liefde. Sy was 'n evangelis wat geval het in die gees. Sy het heeltemal die pad verloor, die weg verloor. Maar sy het deur soveel seer en pyn gegaan en sy was haarself weer oprig in 'n plek waar sy liefde begin leer ken het. En as jy kyk na haar biografie wat sy skryf altyd oor waar sy haarself bevind het, het sy gesê die grootste stryd wat ek in my lewe gehad het, was die stryd om liefde. Ek het altyd gestry vir liefde in my hart. Tot die Here my bekleed en sy uitgeroep vir die siekes en die blindes en die lammes en die wat regtig gebroken was. Sy vir Here gevra, Here, hoekom genees U nie die mense? As ons bid in 'n plek, hoekom is daar nie genesing? Here, ek wil hê U moet hulle genees. Here, ek wil hê jy moet kom en hulle gesond maak en heeltemal bevry, Here. Hoekom gebeur dit nie vir hulle nie? En sy het kompassie begin ontwikkel vir die siekes en die blindes en die lammes en die wat regtig verlore was en die siele wat verlore is van die wêreld. Sy het kompassie begin ontwikkel wat die Here daarin geplaas het om met sy liefde gekweek het in gebedslewe vir die mense. En in jou eie lewe ook. As ons begin praat oor oorwinning,
dan praat ons van liefde. Ek sien baie keer die grootste probleme wat mense trotseer, is die probleme wat hulle ondervind omdat hulle nooit lief gehad het nie, of nooit liefde geleer het, of liefde ontwikkel het, of liefde gekweek het nie. Want liefde is universeel. Liefde is die deurbraakmechanisme wat die Here gebruik in jou lewe om jou in 'n plek te bring waar die Here in jou vloei en deur jou vloei met sy krag. As jy nie liefde het nie, dan kan die Here jou nie aanwend in sy koninkryk nie. Liefde is die beginsel wat die Here vir ons leer in sy woord altyd. Want as jy nie lief het nie, is jy vasgevang in jou verlede. Is jy vasgevang in die huidige. Baie mense van al 40 jaar en is vasgevang in die huidige omstandighede, wat hulle nooit geleer het om te vergewe, vry te spreek en lief te hê soos God lief het nie. En daarom roep die Here ons vanoggend as 'n kerk en sê ek wil jou harteplek kom salf. Ek wil jou hart kom salf. Want Psalm 65 verklaar ons is baie mooi. Here sê in Psalm 65, ek gaan jou harte klei in die vore, gaan ek hom sag maak vir jou. Ek gaan dit nat maak met my reën en ek gaan hom saadjies plant in jou en jy gaan altyd bly wees in die vallei. Jy gaan altyd bly wees op die hoogteplekke. Jy wil altyd bly wees. Amen. Ek wil altyd bly wees. Amen. As jy bly is, dan is die beginsel daarvan. As jy vreugde het, die Bybel sê dat jy vreugde en jou vriendelikheid aan almal bekend word. In die boek van Filippense. Mag jy vreugde vanoggend weer vlam vat. Mag jy liefde weer vlam vat vanoggend. Want jy is dalk in 'n harde plek. Jou hart is dalk verhard deur dinge en omstandighede wat jy nie kon beheer nie. Dalk is jou hart verhard deur iets wat gebeur het in die verlede en jy kon nooit daarmee deel nie. Maar vanoggend is die oggend waar jy sê ek kom maak jou harde plekke sag. Ek kom gee vir jou my lewe en my oorvloed. Ek kom skink vir jou liefde wat ek openbaar deur my seun vir jou te stuur. Hy het alreeds oorwin. Hy het alreeds soveel bitterheid oorwin. Hy het soveel oorwinning behaal. Hy het nooit bitterheid ervaar nie, maar hy het bitterheid oorwin. Want hy het altyd vir mense wat hom leed wil aandoen, het hy vergewe. Hy het altyd in daardie bonatuurlike liefde van die Vader gestaan. En so kan ek en jy ook vanoggend 'n bonatuurlike lewe ervaar. En Paulus skryf dieselfde in die woord. Hy skryf daarvan en hy skryf dit oor bestaan in die boek van die 1 Korintiërs en ook in Hebreërs. En ek wil graag net 'n gou-gou skrif of 2 vir julle lees uit woord uit rondom dit. En hy sê vir ons in die boek van Handelinge 20 vers 18. Hy verklaar hier en toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle, julle weet hoe ek van die eerste dag wat ek in Asië aangekom het, julle tyd by julle gewees het. Hy sê julle weet ek was heeltyd by julle, sê Paulus. En dan skryf hy ook in die Here gedien het met alle nederigheid en met baie trane en beproewing. Hy sê hy het die Here gedien met baie trane en baie beproewing. En baie keer dink ons verkeerd om te huil. Nou, ons moet 'n bietjie sterk voorkom. Nou, vir al die mans, hulle mag nie huil nie. Nou, geleer om te huil nie. Jy mag nie huil nie, want jy's 'n man. Hoekom man dat jy's 'n bietjie taaf man. Weet, kry dinge in orde. Maar die mans juis, die Here praat hier van Paulus, wat met baie trane en beproewinge, moes hy dinge trotseer in sy lewe. Paulus was op 'n stadium vir dood gelaat buite die stadmure. Paulus was in skepswrakke. Hy was hongersnood, hy was in pyn, hy was 'n swaard gewees in sy lewe. En hy het elke keer gevind, want iets in hom het plaasgevind. Die uiterlike Paulus het gesien, al die wonderwerke, hoe hy handdoek op mense sit, Petrus selfs op Petrus se skare het mense geval te word, mense gesond. En al dit het gemanifesteer in die lewe, omdat hulle die krag van God ervaar het. Maar dit is net 'n klein gedeelte, die krag van God se klein gedeelte, vir waar hulle self bevind het, om by die plek uit te kom, waar die krag van God in hulle lewens vloei. En daardie plek wat ek met julle bestudeer vanoggend. As jy gereed is daarvoor vanoggend, en jy sê, Here, ek wil 'n plek bereik in my lewe, waar Here my harde plekke, sagte plekke word. Here, waar my stryd oorwinning bring vir my. Here, waar ek soveel dinge trotseer het, Here, en dan geleefd het vanoggend, en ek kry nie oorwinning oor dinge in my lewe nie, waar ek vanoggend, Here, ek kan aangryp en sê, Here, salf my harde plek. Want Here, as ek nie my harde plek gesalf kan kry nie, dan gaan ek altyd bly waar ek was. Jy gaan nooit kan vooruitgemaak in jou lewe, as 'n kind van God is jy nie, by die plekke verbystap in jou lewe, waar die hardheid van die lewe, wat jy so gedruk het van ander kante af nie, jy oorwinning oor dit kan begin kry nie.
Want die Here wil graag sy liefde in elkeen uitstort vanoggend bid, om te oorwin. Om, soos Paulus sê, met baie trane, wat het Paulus gedoen in sy lewe? Ons sien 'n klein gedeelte daarvan in die boek van Handelinge 20, maar Handelinge 19, die vorige hoofstuk is waar Paulus dit ontwikkel het in sy lewe. Hoekom? Want die Bybel sê hy het baie vervolging gehad. Hy is baie deur mense beledig. Hy is baie deur mense gedreig vir sy lewe. En so in ons eie lewens, baie kere kom daar dinge in jou lewe wat jy nie verstaan nie. Jy vra jy, hoekom het ek hierdie dinge gaan? En die Here sê, ek werk my hul en my heerlikheid uit te bring. Ek is besig om vir jou 'n bron van krag te gee in jou binneste, wat jy altyd in oorwinning beleef. En waar jy my beeld en my gesindheid en my krag in jou lewe kan huisves. Want die wêreld daar buite soek mense. En hulle soek 'n oplossing vir baie dinge. Maar jy en ek het volgens die sin. En die oplossing is liefde. Liefde is in alles. Want liefde is geduldig. Liefde is vriendelik. Liefde hou nie van die kwaad nie. Liefde is nie opgeblaas nie. Liefde is vriendelik. Liefde is altyd nederig. Nou, en Paulus sê ek het met liefde, ek het met trane en met nederigheid. So wat het hy in sy lewe beleef? Hy het God se volheid van die Here se liefde beleef. Amen. Dat sy lewe uitgestort was. Maar hy kon dit alleenlik manifesteer deur vir ander te begin bid. En daarom is so belangrik, ons moet elkeen in die plek, elke dag vir almal bid. Elkeen hier moet elke dag vir jou man bid, jou vrou bid, jou kinders bid. Jy moet intref vir diegene wat selfs in die gemeente is saam met jou. Jou broers en jou susters. Hoekom? Want dit is die beginsel van 'n oorwinnende lewe. Elke keer vir Catherine kom en bedien het sy altyd vir die Here gekom en gesê, Here, vul my met kompassie vir die mense wat ek gaan bedien, vir genesing, Here. En net die oomblik, toe sy eers die liefde van die Here begin heilig oor mense, en begin 'n hart uitstorting vir mense, toe begin die krag van God eers in haar lewe te seëvier, en dit begin manifesteer. Ek bedoel, Catherine Kuhlman was so kragtig in die Here, as sy op pad is na haar diens toe, en een van die voertuig wat sy ry, dan begin die mense klaar genees te word. Blinde begin klaar sien, doof oor klaar. Dit is eers in die plek en dit begin klaar gebeur. Maar elke keer wanneer sy bedien het sy 'n kompassie gehad vir die wat sy bedien. Haar hart gepreek vir die mense, soos Jesus vir die 5000 by die plek was waar hy gepreek het hy gesê, moet die mense nie wegstuur nie, maar gee vir hulle iets om te eet, gee julle vir hulle iets om te eet, gee vir die disippels die opdrag. En hulle moes rondskakel en kyk, hoe gaan ons dit doen? En hulle het 'n paar visse en brode gehad, en die gemeet, hoe gaan hulle dit reg kry nie? Maar op die einde van die dag, is daar altyd 'n oplossing waar die Here se liefde seëvier. En daar, waar die atmosfeer van liefde heers, daar heers die Here ook. En die Here wil kom en sê, verlossing is jou deel, en jy kan verlos word vanoggend. Jy gaan nie langer vasgehou word en stagneer nie, omdat jy liefde van God het in jou hart. Liefde maak jou vry. Liefde is alles. Liefde, geloof, hoop en liefde. En die grootste is liefde, is nie so nie. Maar ek wil net myself waas dat voorskrifte vir julle lees, voor ons begin met die woord vanoggend. Ek wil net graag hierdie woord vir julle lees. En hy sê vir ons ook in Filippense 2, hoe baie kompassie Paulus gehad het ook vir Ephroditus. Ephroditus was een van sy medewerkers in die Here. En ons lees ook in die verhaal is op Filippense 2 vers 27. En hy sê so, Ephroditus, die afgevaardigde, ek het hom na julle gestuur. Hy het na julle almal verlang as besorgd. Hoor 'n bietjie Ephroditus saam. Hy het verlang na julle en hy was besorgd. Amen. En so baie keer as ek mense nie sien nie, verlang na hulle. En ek raak besorgd oor hulle. Ek verlang regtig na hulle. Ek dink, Here, ek het ons nog gesien. Of 'n week laas sien jy verlang na hulle. En is altyd die besorgdheid en kompassie wat hy gedra het gehuisves in sy lewe, was ook by die Here Jesus te vind. As hulle as mense gevoel het, voel die Here ook so oor jou. Hy verlang na jou. Hy het liefde en kompassie vir jou. En waarom kom ek hulle sê, want hy was siek vir die dood, maar God was met hom en barmhartig. En nie om hom alleen nie, maar ook aan my, dat ek die droefheid en bedroefheid sou hê nie. So hy sê, dank die Here, hy het hom gespaar vir my, dat ek nie moet doodgaan van droefheid. Of met my wegverloor van droefheid nie. So lief was Paulus vir Ephroditus. Kan ons sien in die gedeelte, wat kompassie hy vir die man gehad het. En hy sê, ek het hom dus verspoedig gestuur, sodat hy julle kan sien en weet, homself kan verplei. En ek minder bedroef kan wees. Hoor 'n bietjie hierdie hart van die mense. Hy sê, ek is so bly dat ek weer kon uitkom, en dat ek nie bedroef het wees verder. Want hy is gesond.
En hy sou dood gegaan het, want hy sê so, ontvang hom in die Here, met alle blydskap en hou sulke manne in eer. Terwyl van die werk van Christus, hy het tot naby die dood gekom, en sy lewe gewaag om aan te vul, wat julle kort gekom het in die diensbetoning aan my. So hy sê die man was amper dood. Hy was amper dood, maar iemand het ingetree, die kerk het hom ingetree. Kyk na Petrus, Petrus het gevange was, hy ook in die tronk was, die hele kerk van gewid. En op 'n stadium toe kom hy die tronk uit, stap hy die tronk uit, die engele maak hierdie ook vir my, kom by die huis, en rou na die diensmeisie, maak het eet oop, en sy skrik haarself hooglaan, sy klap die deur in sy gesig toe, en sy hart het boot in die boventrek, en sy hoor nie so, as Petrus se engel staan by die deur. Nie Petrus, maar die engel van Petrus staan by die deur. En hy sê, het kan nie wees nie. Het kan nie wees dat hy hier is nie, of dat die engel hier is nie. En almal gaan af en hulle sien hom by die deur staan, en hulle sê, maar het kan nie wees nie. Maar hulle bid omdat hy ontstap by die tronk uit, en hulle kan nie glo hy staan by die deur. Amen. En so baie kere, maak die saak waar jy geloof vanoggend is. Jy kan intree vir iemand, en dit gaan geloof ek in jou hart. Amen. Want dit vloei deur liefde na elkeen toe. As jy en ek oorwinning wil hê, moet ons vir mekaar intree en bid. Soos nooit tevore nie. Dis die moeilikste, hulle beweer nou dag, ek kyk die program, en ek lees 'n bietjie na oor dit, is die moeilikste era van Christendom wat ons nou beleef, vir ons nou staan. Die moeilikste era. Hoekom? Want mense neig meer na sosiale media, na die geprikkelheid van om net entertain te word, ons gebruik ons woord entertainment, en al die dinge, dit is amper soos dat die wêreld wegstroom van Jesus af. Niemand soek die Here meer met die kompassie. En ons kan 'n kerk wees, waar ons kompassie ervaar vir mekaar. En die Here sê, as jy liefhet, dan ken jy my. En hy sê, as jy 'n broer nie liefhet, dan is jy in duisternis. Met ander woorde, as jy nie liefhet nie, dan leef jy vir die hel. So kleinweg gesproke. Dis nie so. Maar as jy liefhet met God se kompassie, dan leef jy in die lig. En jy vervul die dinge van die lig en van die koninkryk van God. Liefde bedek alles. Liefde glo alles. En liefde oor alles. Ek glo in elkeen van julle. Amen. Ek hoop in elkeen van julle. En ek vertrou die Here in elkeen 'n goeie werk begin van in jou lewe. Omdat hy begin in jou. En so die Here glo baie in jou. Hy glo dat jy hom gaan dien en getrou gaan wees. Hy glo dat jy tot op die einde gaan volhou en volhard in hierdie lewe. Hy glo baie in jou, hy vertrou in jou. Dis hoekom hy sy gees vir jou gee. Hoe anders gaan dit wees as ek dalk iemand nie vertrou, as ek my seun 'n kar moet gee, maar ek het geen lisensie. Nou, ek moet hom vertrou met die kar. Is nie so nie. En hulle sê nou vir my, jy kan nie vir 'n student 'n kar meer as R150,000 gee. Want die versekering gaan net te duur is. Hulle sê vir my, meneer, die versekering, as jy vir 'n kar, as jy 'n kar van 7 koop, dan gaan die versekering uitmatig baie duur is. As jy meer as R150,000 is. Ek sê hoekom, jy sê jy maar, hulle is onverantwoordelike mense, iets denk. Hulle doen dit hulle wil. Hulle hou vakansie en hulle swat. Nou, hulle swat nie. Ons dink hulle swat. Maar hulle hou vakansie en hulle swat. En ons sê ek en hulle sê, meneer, jou versekering gaan te duur wees. Ek sê, okay, maar dan skryf vir 'n kaartjie van onder R60,000. Kyk maar net so kleins wat hulle weet nie wou hoekom hulle glimmer aan. Maar die Here vertrou jou toe met sy gees. Hy vertrou jou toe met sy natuur. En hy sê, my kind, dit kan my natuurhuis wees. My kind, jy is so kosbaar vir my. Ek gee die kosbaarste besitting wat ek uitgestort het in die begin oor my Nuwe Testament kerk. En die bovenplek gee ek aan jou. Hoekom? Om deur jou te vloei en in jou gevestig te word natuur van my naam. My naam in jou lippe. En ons sien ook in die woord van die Here Paulus, so baie kompassie mense gehad het, dat die krag van God in gevloei het. En hy verklaar dit ook in 1 Korintiërs 12, en hy sê so vir ons, maar in elke openbaring van die Gees gee die oog wat nuttig is. Hy gee die Gees met die oog wat nuttig is vir jou. Amen. Dat nuttig is vir jou, as 'n kind van God. En hy sê vir ons, want aan die een word die Gees van die woord van wysheid gegee, vir nuttigheid van jou, en vir elkeen in hierdie plek. Hy sê die ander woord van kennis van dieselfde Gees, ander weer geloof in dieselfde Gees, 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, ander werking van kragte, ander profesie, ander onderskeiding van geeste, ander allerlei tale, ander die uitleg van tale, maar al hierdie dinge werk een
en dieselfde gees wat elkeen afsonderlik soos hy wil. En dan sê hy vir ons verder hier, soos hy wil, en dan sê hy vir ons, in die boek van Korintiërs 12 vers 30 sê hy, het almal genadegawes gesond maak, en almal in tale kan almal dit uitlê, maar beywer julle en beoog julle, ek wys julle nog 'n uitnemender weg. En dan begin hy met 1 Korintiërs 13, liefde. So in ander woorde, hoe werk die krag van God uit in jou lewe? Hoe gaan al die dinge, die tale manifesteer? Hoe gaan die gesondmaking manifesteer? Hoe gaan die kragte, die profesie manifesteer? Ons kan nie profeteer net omdat ons wil profeteer. Amen. Dit moet alles gedryf word uit nuttigheid en uit liefde. Alles word gedoen uit liefde. En hy sê dit juist in, want tussen 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14 sit hy liefde. Want die Korintiërs kerk het al die kragte en tale en genadegawes gehad, maar iets wil breek in hulle bediening, en dit was liefde. En daarom begin hy sê, iewers moet die resep van liefde nie is. Anders kan niks nuttig wees. Hy sê, ek gee vir uitnemender weg as dit, om net gawes te hê, maar ek gee vir julle liefde. Liefde is die beginsel. So as ons kyk na hoe kragte werk, en al die kragwerk, wat Abraham het God lief gehad, daarom sê hy, ek het Abraham lief gehad. David, jy's 'n man in my hart. Hoekom? Want hy het God lief gehad. Hy het die Here lief gehad. Alhoewel David baie foute gemaak het, nou. Hy het baie foute gemaak, en hy kon nie altyd in die weg wandel wat die Here vir hom beplan het. Maar hy teruggekeer en sê, ja, Here, had maar die Here toe. Hy sê, Here, ek dra myself om te bekeer myself. So liefde is uitnemender weg vir jou en my. En as ons kyk na die beginsel daarvan vanoggend, hoe kweek ons die liefde, waar die krag van God jou oorweldig en jy vloei? Daarna het ook gesê, Here, ek wil jou dien met alles. Ek is bereid om te sterf, omdat ek God lief het. Ek sal voor Nebukadneser se beeld nooit buig nie. Hy het homself gewend in gebed. Hy was in 'n leeukuil gegooi oor sy geloof en sy liefde vir die Here. En so ek en jy vanoggend hier, wat 'n liefde openbaar hy voor die Here. Wat 'n liefde en kompassie openbaar hy voor die Here. Ek dink ons harte moet weer begin snel en terugkeer na liefde toe. Vir God eerste en vir onsself, ons medemens eerste en dan vir onsself. Wat is Jesus? Ander en jouself. Dis die orde. Amen. Dis wat joy in die Engels genoem word. Jesus, others, yourself. Let's spell joy. Halleluja. Amen. Dit gaan op met ons begin liefde hê, want die wêreld buite soek liefde. Hulle weet nie wat liefde is nie. Maar ons kyk na geestelike liefde. As ons nie liefde het nie, dan bly ons kinders. Dan bly ons kinders. Ons bly klein in die gees. Ons kan nie groot word en nie groei. En die Here het met my gepraat oor, of ek gery met my praat oor liefde. En hy sê, my seun, ek wil jou volwasse maak in liefde. Jy moet volwasse word in liefde. Jy moet alles in jou verlede moet jy vergewe. Jy moet dit vryspreek. Want as jy nie vryspreek, dan word jy in 'n tronk gesit met tralies voor jou. En jy kan nêrens heen gaan of beweeg nie. Maar as jy begin die liefde van die Here ervaar en begin vryspreek en begin liefde saai en begin die volheid van liefde met trane ontdek in jou lewe en kompassie vir mense en bid en intree en sal breek vir mense, vir God vir mense, dan begin daardie kompassie in jou lewe te heers. Ek dink ons het behoefte hier vanoggend. Elkeen het 'n behoefte. Dis net Louise. As 'n mamma, kan ek maar vir sê, wil weet nou. Gediagnoseer met 'n brain tumor. 'n jong man. Sy het die kompassie nodig in ons in haar lewe kan vestig in gebed. Sy het die manifestasie van genesing nodig. En het al reeds weer gebeur. Vlede Sondag was so kragtige werking van die Heilige Gees ervaring. So wonderlik is so tasbaar, en so soveel. En en dan trane oor haar oë toe die Here aangeraak het vlede Sondag. En dit was net so tasbaar die teenwoordigheid van die Here, wat haar oorweldig het. En waar die kompassie wat ek en jy moet hê vir mekaar, moet daar wees, sigbaar vir die wêreld. Ek en jy moet alles doen om ons hart te bewaar. Dat ons mekaar kan opdra, vir mekaar kan intree, die Gees van God kan vloei en kragtig kan werk in ons binneste, dat genesing kan voortsprei, dat die Here verheerlik word deur elke gebed, deur elke aksie wat ons uitvoer in hierdie plek, dat die Here verheerlik word as koning van konings en Here van Here. Want jy sien toe Jakob ook dit dinge gegaan in sy lewe. Hy het so 'n stryd gekom. Die Bybel sê vir ons, hy het van die begin af was hy 'n misleier.
het selfs ons die eerste geboortereg porsie gesteel deur sy pa te mislei. Hy het sy ma eintlik gesoek daarvoor. Hy was die witbroodjie in die oor van die ma. En sy die bokvalle oor sy arms gesit en gesê, jy gaan die eerste geboortereg steel. En die pa het hom gesien in plaas van Esau. En Esau was bitter en baie kwaad vir hom. Esau het hom gedreig en hom gejaag as ware. En hy kom by 'n plek waar hy moes deur al die dinge gaan. Hy werk vir Laban, hy werk vir 'n klomp dinge en hy werk om Lea te kry. Hy wil graag vir Rachel te kry vir Lea. Hy het gesmag na Rachel. En hy het graag vir Rachel gehad met sy hele hart en toe kry vir Lea. En hy sê, Here, ek wil nie Lea in sy skiel. Ek wil nie hom nie. En dit was letterlik so. Maar hy sê, ek sal 7 jaar so gesweet vir Rachel. En ek kry dit vir Rachel op die einde van die dag. Amen. En die Here kom en hy sê vir Jakob, jy met my lief en jy met my dien. En hy was soveel dinge oorbrug in sy lewe, want hy moes van 'n Jakob 'n bedrieger verander na 'n Israel. Hy moes met 'n engel worstel by die Jabok-rivier, totdat die Here oorweldig en sê, nou gaan ek in jou iets anders sit, Jakob. Want altyd toe jy my gedien en my geprys het, sien ons ook in die boek van Genesis 32 en Genesis 31, het hy met engele te doen gehad. Engele het hom kom bedien. Engele het met lere afgeklomp Jakob, omdat hy God lief gehad het. Hy het geleer om God lief te hê, mans. Hy het geleer om die bitterheid van Esau te oorwin in sy lewe. Hy het geleer om oorwinning te beleef in alle omstandighede, omdat die Here hom iets wil voorberei vir 'n generasie. In elke generasie is daar iets wat die Here wil doen. Die Here gee vir elke generasie iets in hulle hande. Daarom sê die woord van die Here vir ons ook, ons moet klaar kry met woede, met bitterheid, met jaloesie. Ons moet klaar kry met dinge wat ons tyster en pla. En hy sê vir ons self opbou in die mees heilige geloof. Want wanneer ons nie lief het nie, dan is ons gestagneer en vasgevang in ons Here. Want ons liefde openbaar, of Here se liefde openbaar verander en kan vergewe nie, is ons gestagneer. Ons word gesement met blokke sement en ons kan nou nie sê wandel of loop nie. En hoe kan jy groei? Hoe kan jy groei as jy stagneer? Jy kan nie. Jy kan nie groei tot volwassenheid van Jesus nie, as jy nie vergewe nie. As jy die liefde van die Here ontwikkel het nie. So hoe gebeur dit? Paulus se lewe getuig daarvan met trane. Het Jesus met 'n stryd gehad, baie. Hy het baie stryd met mense gehad. Hy het homself van afsonder. Toe Johannes se neefie ontbou was, het homself van afsonder van die 10 uur af die aand. Het hy weer gebid tot 3 uur die oggend. Net om te oorwin ek dink hy dalk gevoel, hy kom iets in sy hart op, wat hy dalk kwaad moes gewees het vir die doods. Hy moes kwaad gewees vir die mense wat sy neefie om die lewe gebring het, maar hy homself van afsonder vir 5 ure, en te loop op die water uit, en maak die storm stil. So kragtig is dit. Hoe was sy kompassie vir mense? Ek dink hy het permanent vir mense ingetree, vir die Vader. Hy het selfs die disciples gebid in Johannes 17, Vader, wees met hulle so met my is. Geef hulle my heerlikheid, so my heerlikheid vir my gegee het. Geef hulle my heerlikheid. En daardie kompassie wat hy gehad het om te bid en te stry en eintlik die manifestasie van die liefde het na vore gekom in alles wat hy gedoen het. Hy kom by die poel van Bethesda kom en vir die man sê, nee, bid op en bid. Ek het kompassie vir jou omstandighede. Kompassie is die middel waardeur God wonderwerke doen. Niks anders. Liefde is die middel waardeur die Here vir jou 'n deurbraak gegee. Mense wat die deurbraak het nie, is mense wat nog liefde leer. Dis 'n aardige verklaring wat ek maak nou, om miskien dit te hoor. Maar dit is die werklikheid. En dis vir die Here ons stig in ons gees vanoggend om daarby uit te kom. So, dit maak nie saak wat jy deurgaan nie, in die hemelse perspektief. As jy liefde het nie, is jy niks. Dis hoe die hemel kyk na jou. Maar jy is nog iets vir die Here. Maar in die hemelse perspektief, as jy nie liefde kan openbaar en wys en toon nie, as jy nie kan bedek nie, as jy nie kan vergewe nie, dan is jy in die hemelse plekke niks. Want liefde is alles. So kom ons kom weer en sê, Here,
Mag liefde in my lewe opstaan. Ek wil graag net vir julle hier so ietsie wys, die hemelse perspektief gebeur die dinge, maar ek wil graag 'n Genesis so spring net vinnig met Jakob se lewe. En ons kom by die saal van die harde plekke. En in Genesis 28 sê hy vers 12, hy het gedroom, daar is 'n leer op die aarde opgerig waarvan die spits op die hemel reik en hy sê hier so verder, toe daar onlangs opgeklim en daar ons die engele daar ons opklim en daar ons neergedaal het, kyk die Here het bo opgestaan en gesê, kyk is die Here, God van Abraham en die God waar jy en die God van die klip van die plek waarop jy slaap, sal jy nageslag aan jou gee. En hy sê vir ons het verder hier, die nageslag is geseën, wie is die stof van die aarde, soos Abraham se belofte, hy sal uitbrei in die weste, oos en noorde en suide, die nageslag sal die geslagte van die aarde geseën word, en kyk, ek is met jou, ek sal jou bewaar waar jy heen gaan. Ek sal terugbring in die land wat ek vir gegee het, en totdat ek gedoen het wat ek jou gesê het. Daarom word Jakob by die slaapwaker en sê, waar die Here is op die plek. En ek het eers geweet, hy droom van engele wat op en af klim met lere. Wie het eens engele wat hom bedien? Dis net voordat hy met die engel worstel, hierdie vrou. So hy sê vir ons ook hier verder, toe hy die engele ervaar en alles sien en die skrifbewind op hom val, hy sê, vreeslik word hy gesê, hoe vervreeslik is hierdie plek, hier is niks anders as die huis van God nie. Dis hier, dit is hier die plek, en hierdie plek van die hemel. Toe staan Jakob vroeg die oggend en neem die klip, wat hy oor sy hoof gesit en het beslaap, hy het as 'n denkteken op en hy giet olie daar uit. En die plek Bethel genoem, die huis van God, wat dit beteken, en hy sê, en Jakob het 'n gelofte gedoen met die Here en sê, as God met my sal wees en ek bewaar op hierdie weg, moet ek gaan en aan my brood sal gee om te eet en te drink, en klere aan te trek, en ek behoue van die huis van my vaders terugkom, dan sal Here God met my wees. En hierdie klip wat ek as 'n denkteken oprig, sal die huis van God wees, en van alles wat hy my gegee het, sal ek aan die sedelik my tiendes afstaan. Maar hy sê vir ons hierso, hy sê toe hy kom by 'n plek, waar hy herken die Here kom bedien hom met engele. En hy sê, waarlik hier is die huis van God, die Here het my aangeraak. En so kom die Here ook, hy wil elke mens aanraak in die plek. Die aanraking van Jesus wonderlik. Hy kom en hy wil graag elkeen aanraak in jou gees, jou siel, jou liggaam. Onthou toe die mense wou kom, die melaatses, toe gaan 10 en val vir hom neer, Here maak ons gesond, dis een behoefte wat hulle gehad het. Die Here sê, gaan julle is gereinig. Hulle loop die pad en hulle ervaar, die siek en die melaatses is weg. Een gaan terug na die Here en sê, Here, dankie, jy het my gesond gemaak. Die Here sê, wees net gesond nie, maar word heel. Want ek wil jou siel ook kom heel maak. Ek wil jou sielsdimensie opmaak. Die vrou wat ook met krankheid beklee was en vir geruime tyd 18 jaar lank, sy was vooruit gebuig en sy kon nie opgerig word en die Here kom en hy sê vir haar op 'n stadium, wees vry in die boek van Lukas. Wees vry van jou krankheid en onmiddellik is die krankheid weg, maar toe lê hy die hande op haar. Die kompassie was, jy gaan net heel word van siekte nie, maar jy gaan heel word in jou sielsdimensie. Ek wil jou heeltemal vul met my liefde, want nou moet jy dieselfde gaan doen. Amen. Nou moet jy dieselfde na deurbraak, na die oorwinning in jou lewe, nadat jy gevul is met God, want die Here deur jou werk en vloei na ander toe. Maak nie saak waar jy sal bevind nie. Maak nie saak waar jy geplant is in jou huishouding, of in jou werkshouding, of in jou werksomgewing nie. Jy moet altyd die kompassie van die Here laat seëvier. En dis die grootste stryd in die mens beleef. Want die Jakob. Jakob het 'n stryd gehad, en weet jy wat manifesteer in sy lewe? Hy het manifesteer engele en lere. Amen. Wie is die leer? Die Here gee vir elke generasie, gee hy 'n middel om die kompassie van die Here te demonstreer. Hy gee vir Moses staf. Hy gee vir Dawid 'n klein klipie en 'n slingervlam. Hy gee vir Elia 'n mantel. Hy gee vir mense sekere dinge in generasies om sy krag te openbaar in die generasie. Wat het jy en ek? Jesus die leer wat Jakob gesien het. Nou, die engele op en af leer om die mense te kom bedien, om hom te bedien met geweldige krag en gawes. Wat het ek en jy ontvang? Ek en jy nie net 'n mantel nie. Ek en jy nie net 'n silwer nie. Ek en jy die naam en die bloed van Jesus. Ons het die gesag en autoriteit in sy naam gekry om op te tree en duiwels uit te dryf en siekes te laat sien gesond word. Amen. En die hart van die Here is om dit te doen. En ek sê nie dit gaan elke keer gebeur nie. Wat ek sê is begin by 'n punt waar jy ten minste kompassie kan hê soos Jesus het. En begin die hemel ervaar waar jy wandel en waar jy woon. Amen. En ek dink elkeen van dit kan dit hê en kry
kry en ontvang. Dis die hart van die Here vir jou en vir my. Maar die grootste stryd is om liefde. Maar as ek en jy begin kyk hoe Jakob se lewe gefestig was op die Here, hy was nie so gestryd gaan om hier uit te kom waar hy uitkom, om engele te sien openbaar in sy lewe. En hy het engele gereelde besoeke vir die engele gehad. Gereeld engele kom besoek. Hy bestaan op die sien en hy staan en hy sien ook dat die leer van die hemele kom kuier vir hom. Die hele engele, die skader in die hemel kom kuier vir hom. Hy sien nie miljoene engele wat voor hom manifesteer. Hoe groot moet dit wees in die Here? Hoekom? Hy het iewers oorwinning gekry oor sy stryd. Omdat hy was 'n stoeier. Hy het van die begrote stoeier se baarmoeder, moes die broer Esau. Hy het gestryd wie met eerste uitkom. Van die begin was gewoond aan stoei en stryd en pyn en om heeltyd 'n stryd te wees met iets in iemand in sy lewe. Hy het heeltyd dit ervaar. Hy het met Laban gestryd. Hy het met Esau gestryd. Hy het so 'n stryd gehad in sy lewe. Hy het eintlik kom die Here met werk in sy hart en toe hy uit die plek uitkom waar die klip neergelê was as 'n gedenkteken vir die Here, en hy salf vir die klip met olie. Toe begin iets anders in die lewe gebeur. Hoekom is hy die klip salf met olie? Die Here vra jou vandag, salf jou harde plek met olie. Want die harde plekke, die bitterheid wat jy gehad het, die teleurstellings wat jy beleef het, die verliese wat jy gehad het in die verlede, is die harde plek in jou lewe. En dit bring die salf van die Here na vore. Dit bring die krag van God na vore. Jy staan nou in 'n stryd en sê jy gaan vir die persoon langs jou, maar harde plek moet jy salf. Amen. Jou harde plek moet jy salf. Salf jou harde plek. En as jou harde plek gesalf het, is jou lewe anderste. Dit beteken jou harde plek is voorberei vir 'n salwing. Nie een van ons hier in die plek gaan verniet in die stryd nie. Jy gaan in die stryd met die probleme en jy swaar partykeer in die lewe om jou iets te wys in die Here, om kompas te kweek in die Here, en hy sê vir jou vanoggend, ek salf jou harde plek. Dit kan nie op 'n ander manier manifesteer, maar jy moet in jou hart dit uitmaak. Here, ek wil begin om my harde plekke te oorwin. Want jou harde plekke berei jou voor vir die salwing in jou lewe. Die krag van God in jou lewe. Amen. En elkeen hier kan opstaan vanoggend en sê, Here, ek het 'n harde plek gehad, ek het stryd gehad, Here, maar nou het ek nie te leer nie. Ek het nie net 'n singervel of 'n klippie nie. Here, ek het net hierdie mantel by my nie, maar ek het die bloed in die naam van Jesus in my generasie. En dit maak 'n groot verskil in jou lewe. Waartoe jou pad is in hierdie uur. Want die Here sê, jy het my. Jy het alles vir my as jy vol is van my liefde en my kompassie. Dan het jy my. Wat anders van ons hier as hy? As die koninkryk en die krag van die Here. Amen. Wie wil graag meer van God hê? Elkeen wil meer van hom hê. Die Here daarom van hom eintlik hê, maar hy weet nie waar om liefde te vind nie. Hulle ken nie die oplossing nie. Hulle ken nie die waarheid nie, maar ek en jy ken die waarheid, ons het die waarheid in ons. Wat gaan die ander mense, hoe gaan ons ander mense los dat hulle vergaan? Gaan ons hulle los dat hulle verwyd van siekte en hulle sonde? Of gaan ons begin kompassie en bid vir hulle? En begin uitreik na hulle te sê, Here, ek wil graag hê U moet my gebruik. My harde plekke was daar, Here, maar dis 'n voorbereiding vir waar ek nou is. Want nou kan ek kompassie opstaan en met 'n salf in my harde plekke salf en ek kan opstaan, Here, en dis amper soos wat die Here sê, ek gaan vir jou 'n leer gee vanoggend waarop jy kan begin opklim in hemelse plekke na my toe. Soos Jakob. En 'n leer is interessant, ek weet met 'n leer gehad die volgende. Dan kon iemand my leer geklim het, maar nie jy nie, jy het ongeval. Nie weer voor, amen. Maar sodra jy op die leer klim van jou lewe, my seun het by die universiteit se dop op my maag gesit. Jy kan nie 'n leer klim met jou hande in die sak. En dis vaar, né? Jy moet vashou. Jy moet vashou wat Jesus te leer. Jy kan nie 'n leer klim met jou hande in die sak en dink jy gaan bo uitkom nie. Jy moet in die leer vashou. Dis nie so nie. En hoop die leer gee nie meer om jou. Jy moet trekkie vir trekkie gaan. Die eerste stap is bid. Ek sê op die eerste trap hier. Hier's 'n leer. Amper. Eerste tree is bid. Amen. Soek die Here. Tweede tree is woord. Halleluja. Die derde tree is dalk vergifnis. Amen. En so kom jy bo uit, maar jy moet die leer vashou. Jy moet bo uitkom met jou kompassie, met vergifnis, met die soeke na die Here liefhet met jou hele hart, die Here sien met al jou krag en jou verstand. En dan gaan jy ook begin kompassie vir jou naaste op jou. En so begin jy die kompassie uit te werk in jou lewe. Die leer van die lewe vanoggend, hoe
ver is wat daar leer? Weet jy wat se bo die leer, waar die Here wag, hy het met Jakob gepraat, hy het bo die leer gestaan, hy sê, Dawid, ek het verbond vir jou, ek sê, Here jou God, ek staan bo die leer. Maar hoe ver is jy op die leer van jou lewe? Hoe ver het jy geklim al in liefde? Hoe ver het jy al gegroei in liefde? Hoe hoog het jy al geklim in liefde? Amen, dis ook die vraag vir elkeen, nie vir onsself, vraag baie vir myself. En die Here sê vir ons, kom by 'n plek, waar God eerste liefde moet kry, vir ons lewens. En dan begin sy eerste liefde vloei in jou lewe. En dit word meer en meer in jou, tot het gestalte kry in jou, dat die kompassie van die Here in jou lewe kan heers. En as jy bo uitkom, het jy wag vir jou, alle beloftes van God wag vir jou. En as jy bo uitkom, is daar guns op jou lewe. Guns. Nou, guns gaan jy volg al die dae van jou lewe. Jy gaan hier uitstap, guns gaan jy volg. Jy gaan daar iets beleef, wat guns is jou deel. Deure gaan nie opgaan vir jou, wat guns is jou deel. Want jy begin te ontwikkel in die gestalte van Jesus, die volheid van God, wat hy in jou lewe wil plaas, soos Catherine Kuhlman, soos David, soos Elia en selfs, Elia en Israel, baie strijd gehad met die koning soos hy tyd, met die Baal profeet, hy was baie strijd gehad en oorwin, maar Jakob op die einde van die dag, toe hy die klip salf, die harde plek salf van sy lewe. So ek wil verklaar met elkeen, vanoggend salf die Here jou harde plek. En vanoggend klim jy op 'n lewe sukses en oorwinning. En vanoggend gaan jy deurbreek, want die Here sê vir jou vanoggend, jy is 'n kind van God, na my welbehae, na my verheerlikheid, ek het jou lief met alles. Kom ons sê die Here wat lief met alles. Kom ons sê Here, ek wil jou lief hê, soos nog nooit tevore. Weet jy, baie keer vind ons self, ons verkoop bietjie dalk in die woord, verkoop in ons gebedslewe, verkoop hier en daar. Maar Here sê nee, kom, dat ek jou op 'n leer laat klim om my te bereik. En dan toe Jakob die oorwinning en die engele begin manifesteer om lere, hulle droom kry en soeke van engele, maar die tweede keer net daarna, toe kom hy by Jakob spruitjie en hy moes die engel mee worstel die keer. Hy sê op so vlak gesleep, hy begin worstel met engele. Hy is weer 'n speler van die begin af. Hy begin 'n bietjie worstel. Op daardie vlak begin jy 1-op-1 met engele te kommunikeer en begin jy te bedien. Hy het op 'n ander vlak begin reageer en oorwin. En toe kom die Here en sê, die engele in jou lewe wat ek plaas, is nie vir nie, want ek wil jou bedien met engele en met my gawes, met my krag, so gelees ek in 1 Korintiërs. Maar die gawe van die Gees is uitnemender weg as liefde. En hy sê dan vir ons op die einde van die dag ook, as die liefde ontdek jy die Here in sy volheid. Maar toe Jakob by die plek uitkom waar hy sê, Here, ek gee dit oor, ek is Jakob bedrieger. En die engel kom en sê vir hom, wat is jou naam? Hy moes antwoord vir die Here. Die Here het geweet wat sy naam is, en die engel weet wat sy naam is, maar hy vra net die vraag en sê vir hom, wat is jou naam, Jakob? Hoe sien die hemelse perspektief jou? Hoe sien die hemel jou? En hy sê, Here, ek is Jakob. Herken, ek is bedrieger. Here, ek is net 'n bedrieger. Ek het nog altyd mense bedrieg. Ek het nog altyd, Here, net na myself gekyk. Ek het nooit kompassie vir ander gehad nie. Ek het uitgesien op my eie behoeftes, my eie dinge, my eie wil, en dis net ek en me en my en I. Nou, Frank Sinatra syndroom, hy drink na my. Hy het gesing, ek kan nie dit gesing nie. Maar toe kom ek op 'n plek waar sê, Here, nou gee ek oor, nou kan die engel my aanraak en op my heup slaan, en toe die engel sy heup slaan, toe verander Jakob sy hele milieu, sy mens verander, hy word iemand anders, en toe hy op sy heup mank loop, die oggend toe hy klaar is met die engel, toe loop hy mank. Die Bybel sê die swart op Gabriel, en toe is hy genoem, sê die engel vir hom, jou naam is nie meer Jakob nie, maar Israel. Hoe mooi is dit? Israel, wat beteken Israel? Prins met God. Prins met God. Wie wil prinses met God? Prinsesse met God. Heersers met God. Amen. Halleluja. Die Here wil graag hê, jy moet kom en sê, Here, ek is dit. En my perspektief is dalk, Here, ek is lief vir jou. Here, jy weet, ek is baie keer hier, baie keer is ek in die woord, baie keer bid ek is nog lief vir jou, Here. Maar Here sê in die hemelse perspektief, moet jy my in jou volheid hê. Moet jy my in jou volheid hê. Jy moet kom by 'n plek waar ek jou naam verander, jou natuur verander, jou karakter verander, sodat jy my kan dien en verslaag word deur my liefde en my kompassie. En dan
word ons nie meer wat ons dink ons moet wees nie. Ons word wat die Here sê jy is. Jy word 'n Israel, 'n prins met God. En wat sê hy, die son van geregtigheid oor hom begin skyn. Die lig het oor hom begin skyn. Die lig gaan oor jou skyn, die oomblik, as jy God toelaat om jou te verander in liefde. Die son gaan oor jou begin skyn. Dinge gaan deurbreek, lig gaan deurbreek, genesing gaan deurbreek. Jou siel gaan gesond word. Amen. Die oomblik as jy, jou sug gaan weggaan, jou bekommernis gaan begin weggaan. Die oomblik as jy sê, Here, dis wie ek is. Kom help my. Kom vang my met liefde, Here. Maak my die beeld wat U wil hê ek moet wees. Maak my die gestalte wat U wil hê ek moet wees, Here. Amen. En ek dink elkeen van ons kan dit bereik in die Here vanoggend. Amen. Jy sal beleer vanoggend sê, Here, weet jy hoe werk ek leer van jou nie? Ek weet nie hoe met ek op die leer klim en bo uit. Die Here sê, begin deur my liefde. Begin deur my liefde, soos nooit tevore nie. En ek weet elkeen wat hier is, weet wat liefde is. Dalk het jy in 'n huis grootgeword waar liefde gebroken was. Dalk het jy in 'n milieu nog met bewillig beleef oor liefde of oor liefde geleer. Dalk het jy in 'n huis geword waar teleurstelling heeltyd daar was. Waar daar heeltyd pyn was en seer was. Dalk het jy soveel liefde nodig vanoggend. En ek weet, baie kere werk die duiwel in mense se harte om ander seer te maak, omdat hulle nooit heel geword het nie. Maar ek prys die Here. Hier's mense wat honger is om heel te wees. Hier's mense wat honger is om meer te wees in dit wat die Here jou vergeroep het, as wat jy heilig is. Amen. Dank die Here, as ek klaar met ons nie. Amen. Dank die Here nog. Hy het nog in 'n goeie werk begin. En hy sê hy sal dit volëindig tot op die dag van Christus. En daarom is die liefde so prominent. En liefde is die oorwinning. En liefde is die saak wat jy moet uitwerk in jou hart vir die Here, sodat jy nie stagneer nie, maar deurbreek vanoggend in hemelse plekke. So wat ons begin doen, om sê, Here, vorm in my U gestalte. Wat sê Dawid vir die Here op 'n stadium toe hy soveel droog gemaak en aangejaag het in sy lewe. Hy sê vir die Here, Here, skep in my 'n rein hart, Here. Moenie die Heilige Gees van my wegvat nie, asseblief, Here. Skep in my 'n vaste gewag, sodat ek, Here, U kan lief hê deur die res van my lewe. Hy sê dit vir die Here. Dis jou gebed vanoggend voor die Here. Sê, Here, asseblief, Here, skep in my 'n rein hart. Moenie die Gees van my wegvat nie, want U moet vertrou in die Gees. Dawid het die Gees ervaar. Elia het die Gees ervaar. Ek en jy kan die volheid van die Gees openbaar sien en ervaar in die volheid van sy krag. Dis soos Paulus wat verby siekes loop en word gesond. Jou skare val op mense word gesond. Hoe gaan dit werk? Is wanneer liefde heers en liefde oorwin. Amen. Dalk moet jy vanoggend jou ouers vergewe. Dalk moet jy deel met die teleurstelling in jou hart. Dalk moet jy deel met mense wat jy seer gemaak het in die verlede. Dalk moet jy begin deel met jou verlede en sê, Here, ek wil jou najaag, Here, ek wil vra, doen in my vanoggend in die werk, Here. Dat my hart weer een word met die hart van God. Amen. Wie is lus net om die Here se volheid te hê? As die Here se volheid het, daar is 'n ander verhaal van Catherine Cook, sy stap deur die liggame. En al die mense word platgesond deur die Heilige Gees wat na die liggame was. Daar kom siektes kom mense uit. Jy skree 'n persoon, die vuur van God tref maar 'n persoon. Sy stap in vooruit en sy wil net gaan vlieg. Amen. En jy skielik manifesteer God hier op dit. Want sy kyk vir elkeen op die liggame. Jy sien sy die kompassie van die Here vir hulle. Ek kan vir ons nou rustig, jy dalk in die reën gesien. Gelukkig is die reën nat geword. Amen. En ons stap daar in 'n winkel in en daar's so 'n klein seentjie daar, hy staan daar so. En sy trui is so verslete. Hy het die plakkies aan, so verouder. En ek kyk na die kind, my hart breek. My hart breek vir die kind, ek weet nie hoekom. En ek sê vir Here, hierdie kind het 'n aanraking van God nodig. Hierdie kind het net moet verstaan wat liefde is. Hy lyk so verward en so verskrik. En daar vir die storie kind vanoggend. Jy voel nie saam met sekuriteit nie, want jy is verward en verskrik. Jy voel so, ek is die gevestigde God se liefde. Want liefde verdryf vrees. En as jy nie die liefde van God ken, jy gaan nie vrees. Jy gaan angstig rondkyk, jy gaan nooit weet waar jy hoort nie. Gaan God wees so goed wees vir my, gaan ek liefde hê, gaan ek genesing kry, gaan ek hierdie kant, as ek hierdie kant bid, gaan God my dalk antwoord. Die hele tyd hierdie twyfel in jou hart, van gaan God optree, gaan hy my help. Maar Here, as jy sy liefde ken,
En geborg in sy liefde gaan jy weet, hy gaan. En hy kan en hy sal. Dis wat hy wil openbaar in ons lewens vanoggend. Amen. Hy wil openbaar in elkeen wat genesing nodig het vanoggend. In die gebrokenheid wil hy dit openbaar vir jou. Hy wil sê, kom my kind, ervaar my liefde. Ervaar my kompassie. Daarin gaan ek jou heel maak vanoggend. Amen. Hy wil heel maak, hy wil herstel. So vanoggend sal van jou harde plek. Hy sal vir jou harde plek. En hy sê, ek gaan die kleinte uit die grond verwyder. En hy gaan die reeds stuur vir my gees. Die voorig gaan sag wees, jy gaan saak kan plant, dit gaan begin oes oplewer, jy gaan begin sien, God is met my, hy is vir my, en hy is in my, en hy wil my help, hy wil my toerus, hy wil my gesond maak, hy wil my kom genees. Hy wil my die beste gee, want hy sy Vader hart geboorte gee volgend. Glo jy in God se liefde? Hoe meer jy daarin glo, hoe meer word jy deel. Hoe meer jy glo, God is lief vir jou, hoe meer word jy deel. En hoe meer word jy verander in sy liefde. En daardie liefde moet jou drink, daardie liefde moet jou kan gaan. Daardie liefde kan nooit eindig nie. Daardie liefde sal altyd aanhou en aanhou en aanhou en aanhou. Te midde van die stryd en pyn, gaan liefde oorwin. Amen. So kom ons reik uit vir mekaar. Ek wil bid vir families vanoggend bekend. Jy sê dalk hier jou ouers het iets nodig, of jou broer of suster het iets nodig, of dan sy kinders het iets nodig vanoggend uit die hand van die Here. En ek wil die Here wil dit hier gee vanoggend in die plek van vanoggend. Sal van jou harde plek. Die plek waar jy so gestry gebid in die hele tyd. Die plek waar jy so oor geklaai en dalk onstydig misgekinde. Die plek wat jy geberbereer het oor en negatief was oor. Sal volgende sê, ek praat bestaan op en nou vanoggend verander ek jou. Ek maak jou heel. Amen. Lief jy dan van die Here. Ek graag saam met julle bid vanoggend in die teenwoordigheid van die Here. Vir ons afsluit. Ons kom net so sit vanoggend, ons besluit ons hoofd te buig vir die Here. En ek weet dat die Here vanoggend wil inspraak gee in harte en omstandighede. En die Here my die woord wys dat my weer opnuut herinner daaraan. Dat hoekom Jesus sterf in die kruis. Hoekom hy sy lewe gegee vir ons. Net maar in die aspek vandag. Omdat hy jou lief gehad het. Johannes 3 vers 6, so lief het God die wêreld gehad. Dat is die enige gebore sien gees, nie met om gegloei verloor begin, maar die ewige lewe kan erken. Die woord ewige lewe is sou my lewe. God se diepe lewe. Amen. Wil jy God se diepe lewe hier op die aarde? Dan moet jy lief hê. Dan moet jy hom eers lief hê. En ek en jy moet begin om heel te maak en sê jy is my hart. Vul my met liefde in die naam van Jesus. Kom ons buig ons hoofd, ons sluit ons oë vanoggend, ons sal met julle bid. Die woordigheid van die Here, die saak van die Here, vork is hier, so soet. Dis 'n klas baie vanoggend. Amen. Sit jou hand op jou hart vanoggend, of hou iemand se hand vas langs jou, wat vir jou dierbaar is en kosbaar is. Halleluja. Loof die naam van Jesus. Amen. Wys wonderlik in die plek. Here, ek dank U vir U liefde en kompassie vir elkeen hierso. U liefde sal nooit eindig vir hierdie mense. Die liefde Here sal altyd deurbraak en oorwinning bring, Vader. Maak nie saak waar ons vandaan kom nie, wat die stryd en wat die pyn was nie. Elkeen wat gebloei het in die gees, Vader. Elkeen wat sy harte stikkend was en gesny was en verslaan was, Here. Maar vanoggend vra Here, rig hierdie mense op. Rig hierdie volk, hierdie mense wat hier sit vanoggend op, Here. U volk, U kinders waarvoor U baie lief is, waarvoor U gesterf het in die kruis. Rig hulle vanoggend op, Here. En ek vra dat hulle harde plekke gesaal word vanoggend, Vader. Dat op lering kan begin klim vir oorwinning. Op lering kan begin klim, Here, van deurbraak in die naam van Jesus. Ons het klaar oorwinning is hulle deel, Here. U het vir hulle gesterf aan die kruis om die hemele knop te maak en dat liefde tasbaar word. Dat liefde, Here, die oorwinning bring en die krag bring wat hulle na slag volgens Vader om in die hemelse plekke te triomfeer saam met Christus. En dankie Vader dat ons vanoggend Here kan verklaar as ons op hemel met engele wat afklim op hierdie mense. Met lewe, Here, wat U gevestig het vir elkeen. Waar engele nou afkom om te bedien en te vestig en te plant. Here, maak ons om te sien, want ons die liefde het nie, is ons blind. Here, maak ons om dat ons nie blind word in duisternis nie. Want die God van die wêreld, Here, probeer mense verblind, dat hulle nie die waarheid herken en sien nie. Maar ons ken die waarheid, want ons ken liefde. Ons ken die waarheid, want ons ken Jesus. Ons ken hom in sy volheid en sy krag en sy almag, want ons sien hom as 'n God van liefde vanoggend, 'n God wat nie kwaad is vir ons, Here, 'n God wat oorwinning bring, 'n God wat deurbraak gee, 'n God wat die harde plekke sal vanoggend
en sê, dis tyd dat jy gesalf is my kind, want jy is deur die stryd, jy is deur die harde plekke, jy is deur die riviere, dat jy nie oorweldig nie, jy is deur die vuure, dat jy nie verskroei nie. Vanoggend kom ek as 'n God, en ek staan op in namens jou, en ek sê vir jou, ek salf jou vanoggend, jou besigheid, jou finansies, ek salf jou kinders, ek salf jou huis, daar waar die duiwel stryd gebring het, en gesaai, en harde plekke veroorsaak het, kom ek as 'n God, en ek salf dit vanoggend, en ek sê vir jou, staan op, kom hoor, en ervaar my, klim hoor, en sien die liefde, ek vir jou het. Ek wil hê met die liefde saai, ek wil hê met die liefde uitleef, ek wil hê met die liefde verteenwoordig, want jy is my ambassadeur, en deur jou wil ek vloei, deur jou wil ek bekragtig, deur jou wil ek seën, deur jou wil ek heel maak, en dis die oude broer van die Here, halleluja. Dankie Jesus daarvoor vanoggend, Here, ek dankie vir elke kosbare kind van God. Here, ek bid vir my broer vanoggend, Here, daar by seer en pyn vanoggend wil ek verklaar, dat hy siekte heeltemal, die pyn nou verlaat, in die naam van Jesus Christus ons Here, halleluja, halleluja. Dankie dat die krag van die Gees vloei in sy lewe, dat elke sel genereer, en in pas kom met die woord van die Here nou, in Jesus naam. Here, ek dank U Vader dat U op ooplig, om bedien en bekragtig, Here. Here is 'n besigheid, wat ek vra dat bonatuurlike dinge sal skryf vanoggend, in die naam van Jesus, Here, dat hy soeker sal wees, hy het vanoggend gekom om te sê, Here, hier is ek, bedien my, bekragtig my, Here, ek dank U vir die salwing op sy lewe, en dat U die harde plekke salf in Jesus naam, maar dit nou, Here, begin, ervaar die Here met hom is, raak sy gesin aan, hulle kinders aan, Here, bedien hulle met vreugde met oorvloed, Here, mag die salwing van die Gees elke juk verdryf, en elke omstandighede uit die weg ry, mag die vesting sval van duisternis, mag hy oorwinning beleef vanoggend in Jesus naam, halleluja, Here, dankie U bekragtig hom, U salf my seël vanoggend, in hemelse plekke, hy is 'n Dawid, 'n man in die hart, Here, die seël vanoggend, sê, staan op, skryf vir julle af, skryf teleurstellings af, ek is hier jou God, ek vestig jou, ek geef jou 'n Bethel, 'n plek in die huis van God, waar jy bedien, waar jy ervaar, God is met jou, ek vra vir die Gees om te bedien vanoggend, Here, om te voorsien in sy gesin, alles wat jy nodig het, Here, en sal so wees in Jesus naam. Dankie Vader, dat is geen minderwaardigheid in U, want hy is 'n koningskind, en hy is geroep om die gestalte van God te beleef en uit te leef. Dankie Here, seën hom en salf hom, en maak hom kragtig in die Here, in Jesus naam. Sy gesin, bedien hulle met die voorsiening, die oorvloed in die lewe, in die naam van Jesus bid ek dit, Here. Dankie vir hulle kinders, dankie vir die kompassie vir die gesin, bid Here. Jy is lief vir hulle met ewige liefde, jy sal hulle bedien, in die hemelse plekke met al die beste dinge, wat hulle deel is. Ook vir elkeen in die plek wil ek bid, Here, dat Here kom bedien Here met die beste, dat jy taal voor die aangesig voorberei vir die teenstanders, voor die harde plekke, vir die stryd wat hulle gehad het, Here, en kom salf hulle hoofde met olie, hulle bekers oorloop, Here, wat goedheid en guns volge, aan die daal van hulle lewe. Hulle sal die huis van die Here voor hulle liefde vandaag. Vanoggend, Here, ons die harde plekke aanspreek in die naam. 'n berg is toch 'n harde plek, Here. U sê ons kan vir die berge sê, hierdie sal word in die see geplant. En vanoggend, Here, gaan die berge skryf. En ek dank U Vader dat elke hart, vanoggend, Here, wat hard geword het, volgens sag word met die teerheid van God se liefde. Raak elkeen aan, Here, plaas die hand sterk op hulle. Laat elke hart, Here, ervaar God is met hulle. En ek vra vir deurbraak in hulle lewensvader. Ek vra vir deurbraak finansiëel, ek vra vir deurbraak emosioneel, Here, in hulle lewensvader. Bedien hulle met die teerheid van die Gees in die naam van Jesus, Here. En ek vloei strome van lewende water oor hulle, Vader, en mag die koninkryk verheerlik word daarteer. En dankie Vader dat die man raak en alle moedeloosheid wat verdwyn vanoggend. Here, dankie Vader, ons verklaar en spreek elke gees aan. Here, wat probeer vernietig en steel en slag en verwoes in die plek. En ons bind dit en plaas onder die voete van die Here. Dat ons sal nie gebonde wees op die aarde en stagneer. Ons sal op lede begin klim, Here, en begin ervaar dat ons hoër en hoër opgerig word deur ons Vader en ons Koning en ons God. En ons sal triomferend wees. Ons sal meer as oorwinnaars wees. Die hom wat ons liefhet en ons die krag gee, soos die boek van Romeine verklaar, Here. Ek dank U vir dit vanoggend, Here. Mag jy hart met elkeen baie swaar is. En mag jy die krag van God deur elke spoel en vloei, Here. Bedien elke moeder, bedien elke kind wat nie hier is vanoggend nie.
Bedien elke persoon, Here, wat vra. Here, en uitdruk na U toe vanoggend, Here. Bedien hulle vanoggend met die tere liefde. Gryp in, Here. Gryp in. En dat die duiwel se mag verbreek word, Here. As Elia 'n stryd gehad het, het hy oorwin op die einde. En hy het getriomfeer, Vader. Hy het nie gesterf nie. Hy het nooit gesterf nie. Hy was lewendig opgeneem in hemelse plekke, Here. Elia het, toe Jezebel hom dreig, het hy nie eers 24 uur later gesterf nie. Hy het nie 48 uur later gesterf nie. Hy het nie 'n jaar later gesterf nie. Hy het nie 50 jaar later gesterf nie. Hy het nie 100 jaar later gesterf nie. Hy het nooit gesterf nie, Here. Hy het hom lewendig kom haal. En daarom, Here, gaan U elkeen uitdruk uit die vuur uit vanoggend. U wys vir my vanoggend uit 'n rivierruk en sê dat jou gedreiging gaan nie hier staan nie. Dat wat jy oorweldig my kind gaan jou nie oorweldig nie. Want ek is met jou. Dankie, Vader, daarvoor. Ek gee al die eer, Vader, U is hier wat heers. Here, dankie vir ons gesinne, ons kinders, kleinkinders. Ek bid vir hulle, Here, dat die kompassie van Jesus, dat elke persoon hier vloei na hulle toe. As op die huis aankom, gaan daar vreugde heers. Dan gaan daar 'n deurbraak wees van losmaking, oorwinning en vrede in die Gees, Vader, en elkeen sal weet dat God met hulle is. En dat Here hulle bedien, dat die Here hulle vrymaak. Dankie, Vader, daarvoor. Ek bedien hulle, Vader, ek seën hulle in Jesus naam. In die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. Halleluja. Halleluja, prys die naam van die Here. Die krag vloei, dat mense opstaan, Here, en dat hulle beleef. Nuwe visie, nuwe hoop, nuwe salwing vir elkeen hier vanoggend, Here, in die naam van Jesus. Waar jy sit vanoggend, sit jou hand in die lig net vir die Here. Dis Here, ek ontvang die beste wat U vir my het. Ek ontvang U liefde. U liefde is die beste. Ek ontvang oorwinning oor my finansies. Ek ontvang genesing vir my liggaam. Ek ontvang, Here, 'n triomferende lewe. Ek ontvang uit U hand uit, omdat ek in die liefde geglo, Here, ontvang ek ook vanoggend, Here, geestelike vooruitgang. Ek ontvang groei. Ek ontvang U gesindheid. Dankie daarvoor, Jesus. Ek verklaar vanoggend genesing oor almal wat hulle hande uitstrek. Ja, maak, Here, 'n volkome lewe, 'n lewe van oorvloed en oorwinning en deurbraak. In Jesus naam. Dankie, Vader, in die naam van Jesus. Here, ek ervaar dit die mense nou heilig. Here, ek sien wat Here hier mense val nou heilig. Halleluja. En die Gees kom en oorvloedige lewe, 'n golf van heerlikheid, 'n golf van oorwinning en 'n golf van deurbraak, Here, in Jesus naam. Halleluja. Halleluja. Prys die naam van die Here. Prys die naam van die Here. In jou hand oomblik so lig. Sê Here, ek ontvang. Ek ontvang die volheid. Vul my met die Heilige Gees. Vul my in alle areas van my lewe. En dis oomblik, Here, bedien elkeen vanoggend 'n groot ek sien dit vanoggend gebeur. Maar sê amen, dankie Jesus. U kom en vloei, Here, van die hoogtes af in elkeen in nou, die Heilige Gees. Die kompassie van die Here heers hier vanoggend. Jy bring oorwinning en deurbraak en die waarheid seëvier. Die waarheid seëvier, die kinders seëvier van God seëvier in die wêreld buite. Hulle sal oorwinning hê oor alles, Here. En niks sal hulle skade aanrig nie. Want God is met hulle. Dankie, Here, in Jesus naam. Dankie, Jesus. Genesing is hulle deel, die saad van God woon in hulle en hulle sal triomfeer oorwin in Jesus naam. Amen en amen. Loof die Here. Halleluja. Dis sy naam kerk. Ons hier prys vir die plek.